So ons gaan saam met ons op Groot Plaas vanoggend is Pieter Lamprecht, hy's van Crown Game Breeders en ons gesels 'n bietjie oor eksotiese wild. Pieter, dankie dat ons hier by jou kan kom kuier. Vertel my gou 'n bietjie, hoe lank is jy nou al in die eksotiese wildbedryf? Toepie, goeiedag daar sê, dankie dat julle ook hier vandag saam met my kom deel in my vreugdes. Ek het so 2002 het ek begin in die wildbedryf, eers maar met swart rooibokke en buffels, en in 2012 het ek met my grootste passie, die swart-witpense, kon begin met die regte genetika. Ja, so dit is waar ons vandag staan, 'n klompie jare later. So oorspronklik het jy begin met die swart rooibokke, toe jy in die eksotiese wild ingekom het. Hoe werk die bedryf en spesifiek die teeling van eksotiese wild? Ja, swart rooibokke was net vir kleur gewees in die begin, né? Mense het die kleur nagejaag, soos wat hulle met 'n koningswillebees. In die begin is dit net vir die kleur en daarna, soos wat dit verder vloei, dan begin mense vir horinglengte kyk en vir beter kleur op sekere diere, soos 'n koningswillebees, 'n groter kol met beter horings. So dit is altyd goed om met goeie genetika te begin, maar jy doen dit nou al vir 'n geruime tydjie. Wat is die geheime resep wanneer dit kom by die teeling van hierdie diere tot jy op 'n punt kom waar jy gelukkig is met die kondisie van jou diere? Toepie, dit alles hang af van hoe jy begin. As 'n mens reg begin met die regte genetika, dan is die proses redelik. Ek sal nie sê vinnig, maar dit is vinniger. Ek het in 2012 begin met die swart-witpense en vandag staan ons hierso in 6 van uit die 6 langste bulle in Suid-Afrika. Is daar net een bil wat nie uit my genetika kom nie. Die ander diere kom uit my bestaande genetika uit hierso en is bulle wat ek kan gebruik het of bulle wat ek verkoop het. So as jy reg begin met genetika, dan staan jy baie goeie kans om suksesvol te wees. En ek dink die belangrikste ding is vir mense wat nuwe toetreders is tot die bedryf, moenie net 'n bok gaan koop nie. Doen goeie huiswerk, gaan praat met mense wat bereid is om kennis te deel. En dis wat ek gedoen het voor ek met die swart-witpense begin het. Ek het na mense toe gegaan en mense was baie oop om goeie inligting te deel. En dit het my gehelp om beter besluite te maak. En deur groot genade is ons hier waar ons vandag is en wat 'n voorreg en 'n groot lekker gevoel in 'n mens se hart. So jy sê die seibels is jou hartsepunt, maar wat spesifiek maak hierdie diere vir jou so uniek? 'n Swart-witpensbul is een van die mooiste diere wat daar is. Tussen 'n kudubil en 'n swart-witpensbul, dat is volgens my die twee epitomes of Africa van bokke. En vir my is die swart-witpens, dit is my favorite bok. Ek het 'n koei hierso, ek het haar na my dogter vernoem. Sy's nou, ek sien ons nou hier deur die bokke geloop. Ek sien sy's gereed om te kalf ook en so. Dit is 'n ongelooflike lekker gevoel om dit te kan ervaar en ook die resultate te sien van selektiewe teeling met manlik sowel as vroulike kombinasies om goeie resultate te kry. So jy het so 'n bietjie nou genoem van selektiewe teeling ook, maar kan jy dalk 'n bietjie uitbrei oor wat is die lewensiklus van 'n seibel vandat hulle oud genoeg is om te kan kalf totdat hulle veiling toe gaan? Ja, Doopie, kom maar, ek gaan maar net so 'n bietjie agtergrond gee. Op 'n jaarlikse basis word al die billetjies uitgespeen. So ons los hulle en dan die versies los ons in die trop. Ek roteer elke 3 jaar roteer ek die bestaande bulle om seker te maak dat daar nie inteling plaasvind nie, sodat pa nie dogter dek nie. So ek het 'n baie goeie teelprogram om dit in te skakel en dit is een van die grootste foute wat mense kan maak om daai tipe van lynteeling te doen. Ek meen daar's 'n baie goeie resepte, maar daai is nie 'n goeie resep nie. Maar in elk geval, dan vat jy die vroulike diere, die versies los ek in die kudde en hierso 3,5 jaar dan is daai versie eerste keer wat sy gaan begin kalf en die verwagting op 'n koei is so tussen 16, 17 jaar. So 'n mens kry 'n klompie kalvers uit daai koei uit. So elke jaar kan jy 'n kalf van haar verwag en dit werk eintlik baie goed. Dragtydperk is hierso 9 maande. Ons is nou weer terug saam met ons gas Pieter Lamprecht van Crown Game Breeders net hierna.
Welkom terug hier op Groot Plaas. Saam met ons is ons gas Pieter Lamprecht, hy's van Crown Game Breeders. Pieter, so jy en jou familie is nou al 'n geruime tydjie hier op die plaas. Hoe lank is julle al hierso? Doopie, ja, my oupa het hierso aangekom in 1925. Het die plaas gekoop en my pa was gebore in 25 en hulle het in 1927 plaas toe getrek hierso. En ons is heidaglik die 4de generasie. My seun het ook nou laas jaar plaas toe gekom. So ja, groot voorreg om hierso te kan op dieselfde plaas boer waar my oupa was en wat ons 'n bietjie bymekaar kon meer maak. Dit is 'n groot voorreg en absolute vreugde. Amazing. So Pieter, jy het vir ons vertel dat daar's 'n geleentheid wat opkom binnekort waaroor jy baie opgewonde is natuurlik en dit is die eerste van sy soort in Suid-Afrika wat jy nou beplan in terme van genetika wat bekend gestel gaan word. Vertel ons bietjie meer daarvan. Ja, Doopie, ek is baie opgewonde daaroor. Dis 'n dekgeleentheid wat verkoop word op die Bloodline jaarlikse veiling, die 5de Junie by Lofted 9 in Pretoria. En wat dit basies beteken, daar is 3 bulle. Een is Rapella Junior wat 62,5 is. Dan is Nitro wat 61 en 3/8 is en dan Alloy wat in hierdie kudde is. Hy's 59 en 'n kwart. So daar word 'n dekgeleentheid verkoop en ou kan of hy koop van my koeie op die veiling en hy kan 'n langer laat loop en dit is vir 2 dekseisoene of ou kan dan sy eie diere inbring en ek gaan hulle met die bestaande trop integreer en dan kan die mense spesiaal en ek is eintlik opgewonde daaroor dat mense van hulle buitegenetika af kan inbring om die resultate te sien. Ek het byvoorbeeld diere van hom Piet Warren, vroulike diere en die resultaat wat ek met hierdie bulle van my het op daai diere is fenomenaal. So ja, ek is baie opgewonde en ek dink as die mense ook die resultate van dit sien, gaan dit definitief baie mense opgewonde maak. So as iemand jou hart deel en hulle is mal oor hierdie pragtige diere soos wat jy is en hulle wil hulle genetika versterk, wat is die proses wat hulle moet volg? Ja, so met ander woorde, nêrens in Suid-Afrika behalwe by een plek is daar 60 duim genetika beskikbaar nie. So hier's 'n absolute unieke geleentheid vir 'n persoon om in eksklusiwiteit sy genetika wat hy het, as jy daai bewese koei het of bewese vers met 'n goeie samestelling en jy kan haar hier inbring om absoluut ligte uit te skiet. So as mens nou dink aan hierdie diere spesifiek en jy kyk na die groot wild indeks ensovoorts, hoeveel grond het 'n seibel nodig om gemaklik op te wy? Dit alles hang af van jou veldtipe. Hier waar ons is, as ek nou net praat, hierso praat jy van 1 op 10, met ander woorde 10 hektaar vir een groot vee-eenheid. Dis hoekom ek ook baie goeie wisselweiding hierso doen. So ek het hierso 4 verskillende kampe wat ek hierdie diere deur roteer en ons doen aanvullende kos wat ons vir hulle gee om seker te maak dat hulle genoegsame minerale en goede inkry om aan te vul. Maar ja, omtrent hierdie is bietjie meer kunsmatige omstandighede. So dit is nie die reël soos daar buite vir normale diere wat op die veld loop nie met die aanvulling wat jy doen met kos, maar ek sou sê wat ek toepas is 'n bul 30 tot maksimum 40 vroulike diere en ek het 4 kampe van 25 tot 30 hektaar wat ek hulle dan tussen deur roteer. So jy het nou so 'n bietjie verwys na die aanvullings wat julle vir hulle uitsit. Dit is natuurlik deur julle self gedoen wat julle hierdie samestelling doen, maar wat is daarin wat julle bymekaar sit om seker te maak dat die diere kry alles wat hulle nodig het? Yes, dit is ek werk saam met 'n voedingskundige Craig Shepton en hy het analises van die veld kom doen om te sien wat het ons hierso, wat is die tekorte, ons het watersampels gevat en volgens dit het hy vir ons iets baie spesiaal vir dit wat ek hierso het geformuleer en die resultaat van dit is baie goed. Ek het onlangs met sy resep begin en ek kan al reeds 'n baie goeie resultaat sien op die diere se kondisie. So Pieter, vir jong boere wat ook in die bedryf wil inkom, spesifiek eksotiese wild soos jy, dis altyd 'n great geleentheid, maar wat se advies sal jy aan hierdie jong boere gee wat ook nou wil hierdie industrie betree?
Doopie, ek dink dit sluit aan wat ek nou vir jou gesê het. Moenie net 'n seibel gaan koop nie. Gaan doen huiswerk. Jy's baie welkom. Kom kuier hierso by my. En ek dink almal wat in die industrie is, se harte is oop en se deure is oop vir mense om te kom draai. Maak kontak met mense wat in die bedryf is. Gaan sien hulle, gaan hoor waar kan jy verbeter om 'n beter besluit te maak sodat jy op die einde van die dag al het jy nie die geld om daai top dier te kan koop nie. Nog steeds kan jy baie goed begin deur baie selektiewe aankope te doen. Pieter, so baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dis al wat ons tyd het op Grootplaas vir vanoggend. Ons hoop jy het lekker saam met ons gekuier en dan sien ons mekaar weer maandag.